In die nuus vanaand, skok en ongeloof nadat 7 mense koelbloedig in Philippi Oos doodgeskiet word. En die afgetrede misdaad-intelligensiehoof Richard Mdluli sê hy wil sy storie vertel na beweringe teen hom deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi. Dis tyd vir die nuus in Afrikaans. Goeienaand. Die eienaar van die huis in Philippi Oos op die Kaapse vlakte waar 7 mans gisteraand koelbloedig doodgeskiet is, sê hy is erg getraumatiseer deur die voorval. Hy was op die toneel van die massa-skietery wat deur die polisie se ernstige en geweldsmisdaadeenheid ondersoek word. Dit is die soveelste massa-skietvoorval in die afgelope paar maande in die Kaapstad Metro. In die huis is tekens van die gewelddadige aanval steeds sigbaar. Detectives from the Provincial Serious and Violent Crimes Unit are following up on all leads to trace the suspects behind this brutal attack. Provincial Commissioner Lieutenant General Thembisile Patekile has condemned the senseless violence and appealed to the public to assist police. Die eienaar sê 3 van die slagoffers het die huis 'n paar weke gelede by hom gehuur. Ek het 3 van die 7 mense wat geskiet is geken, want hulle is aan my voorgestel as moontlike huurders. Hulle het die afgelope 3 weke hier gebly, nadat hulle van Khayelitsha hierheen getrek het. Gister het 'n jong man na my huis toe gekom en gesê die plek brand. Toe ons hier kom, het een van die slagoffers buite gelê en die polisie het die liggame van die ander 6 in die huis gekry. Daar was verskeie massa-skietvoorvalle die afgelope tyd in Philippi Oos. 2 maande gelede is 3 mans doodgeskiet nadat hulle in 'n lokval in hulle huis gelei is. In Februarie is die liggame van 5 mense gevind wat doodgeskiet en in 'n motor aan die brand gesteek is. Gemeenskapslede het hulle kommer uitgespreek oor die voortgesette geweld in die gebied. As a leader, I'm concerned about those things that is happening in my area. But unfortunately, there is a people that dealing with crimes. So those people must deal with the issue of crimes. So meaning we're referring these issues to the police. The police must do their job. So I think I cannot say that the police is not doing their job, but I don't know because the police is not reporting to me. Niemand is nog in verband met gisteraand se skietery in hegtenis geneem nie. Vanessa Puna, SAK nuus, Philippi Oos, Kaapstad. Die omstrede gewese hoof van misdaad-intelligensie, Richard Mdluli, sê hy wil die geleentheid kry om sy kant van die saak te stel na negatiewe beweringe teen hom tydens getuienis voor die parlementêre ad hoc komitee. In 'n prokureursbrief aan die komitee wat onder meer korrupsie en politieke inmenging in die polisie ondersoek, sê Mdluli dat hy diep gegrief is deur die aantuigings. Mdluli is in 2020 tot 5 jaar effektiewe tronkstraf gevonnis op aanklagte van ontvoering en aanranding, maar is 2 jaar later op parol vrygelaat. Volgens die brief wat aan die ad hoc komitee geskryf is Mdluli nie genooi om sy weergawe van die gebeure te gee of te reageer op die ernstige beweringe wat teen hom gemaak is nie. Tydens getuienis voor die kommissie is sy naam herhaaldelik betrek by die korrupsie en die institusionele verrotting in die polisie. Die nasionale vervolgingsgesag in KwaZulu-Natal sê die toename van gevalle van boeliegedrag in skole is kommerwekkend. Die NVG het met 'n teen-boelie veldtog in samewerking met die provinsiale regering in Durban begin. Die video wys so 'n leerder van die KwaMashu informele nedersetting 'n ander leerder op die skoolgrond aanrand. Dis sulke gevalle wat die NVG genoop het om in te gryp. What is important about this campaign is that we also pushing the message that acts of bullying are also acts of crime. They are criminal. And so we will prosecute in the appropriate circumstances.
Leerders van reg oor die provinsie gaan opleiding ontvang oor hoe om boelies en boeliegedrag by skole te hanteer. Die Wes-Kaapse LER vir mobiliteit, Isaac Seleku, sê 6 taksiroetes is weer heropen in die Somerset Wes gebied. Die roetes was vir 30 dae gesluit nadat minstens 8 mense in die afgelope maande geskiet is in taksi-verwante voorvalle. Seleku sê owerhede sal voortgaan om die situasie te monitor en om die veiligheid van die groter gemeenskap te verseker. In Soweto in Gauteng sê die leier van die Inkatha Vryheidsparty, Wellenkosini Hlabisa, dat sy party hom herverbind tot dienswillige leierskap en aanspreeklikheid. Die party vier vanjaar sy 50ste bestaanjaar en gebruik 'n reeks landwye vierings om sy veldtog vir die plaaslike verkiesing volgende jaar bekend te stel. Hlabisa sê hoewel die IFP deesdae 'n belangrike koalisierol speel, volg hy 'n onafhanklike benadering vir die verkiesing. Die Lugvaartredding Koördineringsentrum het bevestig dat die wrak opgespoor is van die ligte vliegtuig wat eergister vermis geraak het. Die vlieënier en 1 passasier is dood aangetref op die toneel naby Barberton in Mpumalanga. Die vliegtuig was onderweg van die Koning Mswati, die 3de internasionale lughawe in Eswatini, na die Kruger Mpumalanga internasionale lughawe. In Kenia is tientalle mense beseer toe chaos weer uitgebreek het toe duisende roubeklaars opgedaag het vir 'n openbare besigtiging van die liggaam van die oppositieleier Raila Odinga in Kisumu in die weste van die land. Odinga sal môre tydens 'n privaat begrafnis by sy huis in Bondo ter ruste gelê word. Beamptes van die Nasionale Jeugdiens het gesukkel om die skare onder beheer te bring. Baie is beseer toe hulle teen versperrings vasgedruk is. Donderdag is 3 mense dood tydens 'n openbare besigtiging in Nairobi. Die oorskot van 6 afstammelinge van die Khoi en San in die Noord-Kaap het in Kaapstad aangekom na 'n repatriasieproses uit Skotland. 'n Spesiale geleentheid is by die Iziko Museum in die stad gehou om die oorskotte terug te verwelkom. Hulle is meer as 'n eeu gelede na Skotland geneem as deel van 'n rasgegronde antropologiese navorsing by die Glasgow Universiteit. Die doel van die verwelkomingsgeleentheid was spirituele heling en herstel. Die Suid-Afrikaanse vlag het die kuste bedek van die 6 onbekende individue. 5 van hulle se oorsprong is teruggetrek na die Noord-Kaap en die ander een na die Wes-Kaap. In the late 19th and early 20th centuries, Europeans, racial theorists, had classified the Khoisan as a dying race, using this justification to excavate graves and collect human remains for racial study. According to literature, scientists obtained human remains from across the Northern Cape. Some were exhumed from recent graves, others taken from communities under colonial rule. These remains were shipped to European museums for anthropological research and display. And the rede hoekom hulle dit gedoen het, is because they say the Khoisan is a dying race. Die oorskot is onwettig opgegrawe tussen 1868 en 1924 en in die Universiteit van Glasgow se museum gelos. Their return to this sacred land is not just a symbolic act, ladies and gentlemen. It's a profound moment of spiritual renewal. It allows the Khoi and San people, and indeed the entire nation, to reclaim a piece of our humanity that was stolen. This ceremony represents the collective homecoming of spirit. It is a reminder that dignity may be delayed, but it can never be permanently denied.
Owerhede sê Skotland en Suid-Afrika is moreel en kultureel verplig om die oorskotte te repatrieer. Die projek is gelei deur die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Erfenisbronne en die Iziko Museum. Die oorskotte sal in die museum gehou word tot hulle herbegrawe sal word in die Noord-Kaap op 'n datum wat later aangekondig sal word. Net hierna ons sportsegment.